Vriende, hartlik goeiemôre vanoggend. Dis goed om almal hier te verwelkom. Dankie dat jy gekies het om vanoggend so saam hier te wees en wat 'n voorreg om so op die 5de Sondag van Epifanie dan ook saam in die Here se teenwoordigheid te wees. Volgende week is die Sondag van Verheerliking en soos jy weet, as ons Sondag van Verheerliking gevier het, dan gaan ons oor in lydenstyd en kan julle glo ons is alweer by daardie tyd van die jaar. So vriende, nie hierdie Woensdag nie, volgende Woensdag is dan tereg as Woensdag wat ons 40 dae tot by Paasfees inlei. Wat 'n voorreg om so as gemeente dan ook by mekaar te kan wees vanmôre. Vriende, kan ek net so vinnig sien, kan almal gemaklik hoor, steek asseblief jou hand op as dit 'n sag is. Is dit bietjie sag? Ek ons net so bietjie harder sê, job asseblief, dankie. Vriende, 'n spesiale woord van verwelkoming aan Joyce Viljoen en Rolien. Is lekker om julle ook hier te hê. Dankie dat julle ons vanoggend weer begelei tot 'n ontmoeting met die Here. En ons weet sommer net, dit gaan soos altyd nie net in ons oor 'n soet klank wees nie, maar sommer 'n klank van aanbidding. Nou, ek weet nie of u dit ook so ervaar nie, maar dit voel regtig vir my of hierdie jaar teen 180 km/h afgeskop het. Ons hardloop teen 'n snelle pas. Dit gaan rof. En ek hoor hierdie week van die pa wat in die winkel rondstap met sy seentjie in 'n trolley. Nou, dis sommer 'n baie besige 2-jarige seentjie en hierdie seentjie is woelig en die pa stap nou maar so deur die gange van die winkel en konstant sê die pa sag en duidelik, wees net geduldig Billy, jy kan dit hanteer Billy, alles sal oukei wees Billy. 'n Vrou stap so verby en sê, "Skus meneer, ek wil net sê, sjoe, jy's 'n wonderlike pa, dat jy so sag en mooi met klein Billy praat. Jy's so liefdevol, so geduldig met hom." Pa antwoord gedwee, "Mevrou, eintlik is my seentjie se naam Patrick, ek's Billy." Vriende, Hendrik, het jy hom? Lyk of jy so 'n oomblik vat daar. Okay, het wys maar net hoe vinnig is hierdie jaar. Vriende, ons hardloop en dis besig en soms is dit net nodig om oomblikke soos hierdie te hê waar ons kan hoor, maar ons mag ook tot rus kom. Dinge sal oukei wees en dat jy dit ook vir jouself mag fluister. Net so 'n paar afkondigings voordat ons gaan stil word. Eerstens vriende, as u vanoggend enige nuwe intrekkers is, besoekers is, hartlik welkom in die eerste plek. En tweedens, as dit vir jou voel, hierdie is 'n gemeenskap, 'n geloofsfamilie waarvan jy dalk wil deel word, na afloop van die erediens sal ek en my kollega Bernice hier voor by die nagmaaltafel wees. So kom sê asseblief hallo, ons wil graag beter kennis maak en ons is sommer net opgewonde om julle dan ook te ontmoet. Vriende, ons dink in besonder vanoggend aan die volgende mense, Jolani Kriek, se boetie Johan Breitenbach, wat in 'n ernstige motorongeluk was. Hy herstel tans in Milpark Hospitaal. Ons koster Jabu met die afsterwe van sy oom Piet Zondo, verlede Sondag aand. Jabu, ons dink aan julle familie in hierdie tyd ook en ons bid saam met julle. Dan Marlene Slabbert wat vir 'n geruime tyd met gesondheid gesukkel het. En ons dink sommer net aan haar wat ook nog op die herstelpad is en dit wil blyk of dit begin beter gaan. Vriende, dan Dani, Jenny, David, Daniel en Zia de Villiers. Dani ervaar tans groot gesondheidsuitdagings en ons wil net hulle in ons gebede hou. Ek wil wel noem, Dani was Vrydag gou by die kantoor gewees en was goed om hom te sien en was sommer net lekker om dan ook met Jenny so vinnig te gesels. Vriende, dan kan ons nie anders vanoggend as om ook te dink aan al ons boere wat deur die back-and-closure pandemie tans getuister word. Ons weet wat die berigte tans is, dit gaan regtig
moeilik in die boerderygemeenskap, so ek weet van heel party mense wat hier sit vanoggend, ons weet van heel party mense wat ook familie het wat geraak word hierdeur. So ons wil vanoggend in besonder ook bid vir wysheid vir die owerhede, vir die regering en almal wat hier betrokke is. Dan vriende, as jy enigsins 'n krisis beleef, siek raak, in die hospitaal beland, asseblief laat weet enige van die 2 leraars of die kerkkantoor. Ons wil graag saam met u stap op hierdie moeilike reis, wat die lewe dikwels, partykeer dan kry ons dinge in hierdie lewe wat ons nie kies nie, maar ons wil graag saam met julle op reis wees. So skakel ons met die grootste vrymoedigheid. Ons is 'n geloofsfamilie wat in die mooi en die moeiliker tye dan ook 'n pad saam stap. Net baie belangrik, vriende, vandag verjaar Tannie Marie van Dalsen. Ek moet nou reg onthou, maar ek dink sy word 100 vandag, maar ek mag verkeerd is dit 101 al. Dankie, sjoe, dankie vir die hulp daar. Ek was onder die indruk, dis 100. Dankie. Vriende, en dan is daar heel wat mense wat in die week ook verjaar. Ons wil ook sommer net vir elkeen van julle hartlik geluk sê. As Woensdag erediens die 18de Februarie om 6:30 by Groenkloof gemeente, begin van lydenstyd. U word hartlik uitgenooi na die geleentheid. Ons vrolike Vrydagfees, die eerste vrolike Vrydag vir die jaar is ook om die draai. Ons het vanjaar net 2, so moet hulle asseblief nie misloop nie. Die tema is nog 'n geheim, daarom die vraagtekens, maar ons wil jou hartlik uitnooi om solank 'n knoop in die oor te maak en saam met ons te kom kuier die aand. Wit olifant verkoping is die 28ste Februarie, so as jy nog enige items het wat daar in jou huis rond lê, wat jou irriteer, maar ander kan laat floreer, dan wil ek jou vra, bring hulle asseblief saam, en dan kan ons beslis hulle merk en prys, en die wit olifant verkoping is elke jaar so, wel van verlede jaar af 'n baie spesiale geleentheid, en ons sien dit word ook 'n jaarlikse instelling. Dan vriende, baie belangrik, na afloop van die erediens gaan daar iemand wees wat jou gaan afneem. Dis Sabeth wil jy nie net so dis nie iemand wat jy op Facebook wil sit of op een of ander sosiale media plek nie. Ons wil graag net ons fotomuur van die gemeente bietjie opdateer, want ons sien van die baba foto's is nou al kinders in die laerskool, so ons wil graag net wil so bietjie weer dit verfris. So Sabeth gaan na die tyd saam met Annelie sommer net so by die tea area bietjie rondbeweeg, jou eers vra of jy 'n foto van jou geneem wil hê, en dan sit ons dit op die muur as dit in orde is. Ons aanddiens vanaand is om 6:00 in die verbintenis in die jeuggroepe na die tyd. Vriende, as jy dalk tieners het, jou verbintenis, jong mens, bring hulle asseblief, hierdie is nogal 'n kritiese tyd, die verbintenisgeleentheid is om die draai, en ons wil regtig net hierdie laaste ruk van die verbintenisgroep in besonder sinvol saam met hulle deurbring, en ons nooi ook net al die ander tieners om sommer saam met ons die reis te begin. Dit is so 'n spesiale tyd, en ons wil graag nie enige geleentheid saam met hulle misloop nie. Ons het gister ons vergadering gehad, dit was die gesamentlike vergadering tussen Groenkloof Kerkraad en Waterkloof Kerkraad. Dit was 'n geleentheid waar ons saam geluister het na Dominee Trix Trieter oor stories van hoop wanneer dit kom by eenwording, en ons het saam bietjie gedink. Dit was 'n mooi geleentheid. Baie dankie vir al ons leiers wat daar was, en ons vra ook net vir die gemeente om konstant saam met ons te bid vir hierdie tyd waarin ons wysheid nodig het om ook sinvol deel van mekaar se stories te word. Dan vriende, vandag is biddag vir opvoeding en onderwys. So as jy onderwyseres of 'n onderwyser is, ons dink vanoggend in besonder aan jou. Ek wil vra dat ons nou die oë sluit en 'n gebed doen vir al ons onderwysers en onderwyseresse. Here, ons prys U vandag. Ons dankie vir onderwysers, onderwyseresse, elkeen wat dien en vertrou en met blydskap hulle roeping uitleef. Mag hulle invloed verder strek as wat hulle ooit sal sien, van geslag tot geslag. Geef hulle genoeg
genoeg wysheid, genoeg krag, genoeg geduld en ook genoeg rus. Laat die sonlig oor hulle lewens skyn, veral op moeilike dae wanneer hulle moeg is of druk ervaar. Here, vorm hulle harte om vrygewig te wees, met tyd, aandag en hoop. Leer hulle om reg te doen, selfs wanneer niemand dit raak sien nie. Mag hulle vreugde groei, waar hulle leer, lei en liefhet. Amen. Sommige net van Waterkloof Gemeente se kant ook, baie dankie vir elke onderwyser en onderwyseres wat met die jong koring op die lande werk. Vriende, kom ons bly net so sit en dan sing ons 'n lied wat iets van ons dors, iets van ons honger, ons verlange na die Here uitdruk. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Amen. Waterkloof familie, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees, wat vandag hier teenwoordig is en elkeen van ons nuut maak tot hoop. Amen. In Epifanie dink ons aan die woord Epifania wat verskyning beteken. Jesus kom verskyn in hierdie wêreld in die kind Jesus. Maar vriende, ons is daarom ook in die tyd van Epifanie terdee bewus daarvan dat Christus elke dag opdaag in my en in jou lewe en dat ons uitgenooi word om dan ook hierdie lig te gaan wees, die lig vir die wêreld wat nie uitgedoof kan word nie. Kom ons staan indien moontlik. Voor ons
Ek wil graag vra vanoggend dat die kinders wat dalk hier is, so vir 'n oomblik na mamma en pappa, ouma of oupa, of sommer die vriendelike oom of tannie wat dalk langs jou of agter jou of voor jou sit, sal draai en sommer net so 'n bietjie sal vra, waar kan ek vir God vind? So kom ons praat gou so 'n bietjie met mekaar en dan hoor ons net, waar kan ek vir God vind? Lia. Orals, okay, dankie. So, kom ek vra gou-gou. Dink julle ons kan vir God hier vind? Ja. Okay, steek gou jou hand op jong mense as jy saamstem, kan ons vir God in die hospitaal vind? Dankie. En hier dalk? Okay. En hier? Herken julle Mpumalanga? Kan 'n mens God in Mpumalanga vind? Ja, verseker. Nogal gewonder. Ek wil sommer gou vinnig vra, sal julle jong mense gou vinnig hier voor by my op die grond kom sit? Ons nooi almal ons voorskoolgraad 1 tot 3, 4 tot 6, en as jy lekker vinnig is, dan kry jy 'n plekkie op die mat, kan julle dit glo? Ons gee net gou kans vir al ons maats om hier voor by ons te kom sit. Julle is so welkom. Asai, dankie. Wil jy nie net so bietjie inskuif, dan kan ons almal mekaar sien. Julle, dis so lekker om julle vanoggend hier te hê. Dankie dat julle hier is. Waardeer. Julle 'n goeie week gehad. Ja. Mooi. Gaan dit goed by die skool? Ek is bly, ek hoor hier's 'n klomp wat sê baie goed. Ek wil vanoggend by julle hoor, wat beteken die woord, en dis 'n baie moeilike woord, so julle moet nou mooi dink, coram deo. Oef, wie van julle het Latyn op laerskool? Kyk, coram deo beteken voor die aangesig van die Here. Nee, so in God se teenwoordigheid. So ons het nou vir mekaar gesê dat almal van ons altyd kan weet, God is oral en altyd. In watter liedjie het ons dit nou net gesing? Wie gaan hom sing? Op berge en in. Ja, op berge en in dale. Ja, nee, oral is God. So sê gou vir my, hoe laat dit julle voel vandag? Hoe voel jou lyf as jy weet jy's altyd in God se teenwoordigheid? Dit voel soos 'n lekker. Lekker, dankie. Of jy op 'n avond. Of jy op 'n afval spring, ja? Voel goed, nee. OK, kom ons praat gou 'n bietjie oor emosies. Dit wat hier in ons harte leef. So wat gebeur hier in ons harte as ons weet God is altyd. As jy met iemand lelik is, dan kom God en dan sê hy vir jou iets en dan voel jy nou weer sleg en dan sê jy vir hom wat jammer. OK, dankie Lia. Lia sê partykeer as jy lelik is met 'n maatjie en jy weet jy's nou lelik, dan weet jy sommer in jou hart jy hom nou gaan regmaak, nê? Nee. Dankie Lia dat jy so eerlik is, sjoe. Stem julle saam dat as ons altyd in God se teenwoordigheid is, en ons is, dat ons dan ook so leef dat ons kan vir ander mense wys dat die Here leef? Dink julle ons kan? Ons gaan vandag by kinderbediening praat oor Jesus wat die lig vir die wêreld is. Julle gaan die oulikste flits maak wat so in 'n plastiek sakkie inkom en hy skyn deur. So ek wil nie te veel van julle tyd vat nie, want anders gaan julle nie daai kant genoeg tyd hê om dit klaar te maak nie. So die kinderbediening fasiliteerders is so opgewonde om julle daar te ontvang. Maar ek wil hê vanoggend dat ons net so vir 'n oomblik sê, God is in elke plek en in elke oomblik. Kom ons sê dit gou hardop. Is in elke plek
Gaan ons nog een keer sê. Ja. God is in elke Elke plek en elke oomblik. En onthou, die Here is lief vir ons, so ons hoef nooit bang te wees om in die Here se teenwoordigheid te wees nie. Dis net goed. Gaan julle dit onthou? Dankie. Julle kan na die kinderbediening beweeg. Die fasiliteerders is opgewonde om julle daar te ontmoet. Here, U was en U is en U sal vir altyd wees. U leef in die ewige nou. Ons kan U nie begryp, omvat, vasvat, beheer of op 'n plek neersit nie. Ons kan nie met U maak wat ons wil nie. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons in besit neem. U teenwoordigheid bekoor ons. Maar Here, soos Lea vanoggend gesê het, dit konfronteer ons ook soms met onsself en hierdie wêreld waarin ons leef. Dankie dat U ons vanoggend hier as 'n gemeente saamgebring het. Amen. Nou vriende, ons lees vanoggend saam uit Psalm 16 en ons lees uit die 2020 vertaling. 'n Psalm waaroor daar al baie mooi koorgedeeltes gemaak is. Dis 'n Psalm wat jou op 'n manier uitnooi om in die mooi van die lewe te sit. Maar wanneer jy 'n stukkie verder en dieper lees, dan besef jy dat hier baie meer aan die gang is. Dat ons uitgenooi word tot 'n anderste soort kyk na die lewe en God se teenwoordigheid in hierdie lewe. Kom ons lees saam. 'n Miktaam van Dawid. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer, buiten U is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het, wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys, wat my raad gegee het, selfs in die nag wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste, ja, my liggaam bly veilig, want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat die getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand vir altyd. Kom ons sing Auntie Krog se weergawe van hierdie Psalm. Ons gaan eers in vers 1 luister na Rolien en dan sal ons in vers 2 en 3 bykom. Heer, bewaar my dig by
Heilige Gees, kom neem U oor, maak U lewend en pas U toe. Amen. Het jy ook al iewers in jou lewe net vir 'n oomblik gaan stil staan, gedink, wag 'n bietjie, rondom jou gekyk en besef, sjoe, wat op aarde het ek gedoen om hierdie te mag hê? Dalk daar waar jy vir 'n oomblik in jou huis tot stilstand geroep is, in jou buurt, met jou mense, dalk by 'n familiegeleentheid, by jou werk, op 'n reis, of sommer net tussen goeie vriende. Net om dan weer te besef, niks hiervan het ek verdien nie. En dan, hierdie wete, dat ander se lewens, ander se verhale, anders lyk. Dan is dit dikwels op hierdie punt, waar 'n mens met jou eie onvergenoegdheid gekonfronteer word. Psalm 16 is beslis nie 'n psalm oor die haves en die have-nots nie, maar onwillekeurig dink ons ook daaroor. Ons het relatief min agtergrond oor die konteks van hierdie psalm, vriende. Daar staan nou wel dat dit 'n miktaam van Dawid is. Nou, niemand weet eintlik lekker hoe om dit te vertaal nie. Sommige sê dis 'n belydenis, ander 'n gebed, ander is sommer net van mening dat dit 'n loflied is. Ons hoor wel baie duidelik, reg aan die begin van hierdie psalm, dat die digter sê, by U, Here, soek ek skuiling. Dit veronderstel tog die een of ander bedreiging. As 'n mens so 'n bietjie na die Hebreëus gaan kyk, dan kom jy vinnig agter dat hierdie woord wat 'n soeke na beskerming is, eintlik 'n meer langdurige beskerming na heen wys. Want niks in die psalm vertel verder eintlik van dreiging en bedreiging nie. Dis hierdie uitnodiging om te hoor in die psalm dat die digter sê, amper so iets soos bly by my, Here. Wees by my. Nie net nou nie, maar langtermyn. En dan hierdie kragtige belydenis, U is my Heer, en buiten U is daar vir my niks goed nie. 'n Gewortelde identiteit in God self. Nou vriende, as hierdie psalm dan nou nie praat oor wat ek het en wat ek nie het nie, en as hierdie psalm dan nou nie praat oor lieflike dele nie, hoe verstaan ons dit? Prof. Lodewijk Sutton maak die opmerking dat ons eintlik twee verstaansrigtings moet hê, of interpretasiemoontlikhede moet hê, wanneer ons na hierdie teks luister. Die eerste is, sê hy, ons moet swaalf dink in 'n voorballingskapse tydperk, dis amper hier reg nog aan die begin van die Bybel, wanneer die Israeliete dan nou Kanaan oorwin, en die grond dan nou tussen die 12 stamme, of tussen die stamme verdeel word, en dan die Hebreëse woorde wat ons hoor in hierdie psalm neig nogal daai kant toe na nalatenskap, om afgemeet en afgedeel te hê. So ons hoor iets van 'n verstaan reg aan die begin van die Bybel wat iets sê van, en ons kan hierdie psalm dan juist so in daardie tyd interpreteer as amper so 'n bietjie van 'n kommentaar daarop, dat dit hier gaan oor om te verstaan dat die lewe meer is as net dit wat jy voor jou sien. Die Israeliete het byvoorbeeld hierdie grond ontvang en gedink is goed. En dan ewe skielik begin hulle die gode van daardie tyd aanbid. Die Kanaanitiese gode. Dit wat ons dan ook so 'n bietjie sien hier in die tweede vers, of derde vers van hierdie psalm. En dan hierdie uitnodiging in die psalm, die digter wat sê, die digter wat herinner, dat God die enigste God is. En om land te kry is 'n wonderlike seën, maar op die ou end bly God die grootste seën.
En dan kan jy so 'n bietjie na 'n tweede deel toe gaan, sê hy, waar jy eintlik in 'n naballingskap se tydperk ook na hierdie Psalm kyk. Onthou, op 'n stadium word die volk weggevoer in ballingskap, veral die ryk mense, hulle met wie dit baie goed gegaan het, die leierskap van die tyd, en hulle word weggevat, en dan ewe skielik wanneer hulle terugkom, het hulle nie meer grond en goed nie. Hulle het niks. Hulle nalatenskap is amper as te ware weg. En dan kom sê hierdie digter, maar luister, julle het so gefokus op die land, en eintlik is julle erfporsie God se teenwoordigheid self. Soos hoor vriende, ons word ingenooi so 'n bietjie in 'n warbel van ervarings, emosies, 'n wonder oor 'n klomp dinge. Maar wat ons wel moet hoor is, dat hierdie teksgedeelte nie gaan oor vertroue in die Here nie. Het gaan nie daaroor om hierdie ou geuite tema van stel net jou vertroue in die Here en dan sal alles goed gaan. Dit gaan nie daaroor nie. Dit is ook nie werklik 'n teks wat op dankbaarheid sin speel nie, alhoewel ook. Psalm 16 rig ons aandag op Koram Dayou, op 'n lewe voor die aangesig van God. Dit rig ons aandag op 'n lewe in God se teenwoordigheid. En dit verander my ingesteldheid, my mindset, hoe ek elke deel van my menswees instel, rig om na my lewe te kyk, die lewe rondom my, en sommer net alles en hoe ek dit verstaan. Vriende, hierdie meetsnoere wat vir my in lieflike plekke geval het, my erfenis is uiteindelik baie meer dan as die materiële. Dis goddelike teenwoordigheid. Dis eintlik die som totaal van my bestaan. Wie ek is, my storie, my mense, my seisoene, my gesinsfoto's, my familiekringe, my vriendekringe, die vreemdelinge op my pad. Koram Dayou voor die aangesig van God, in God se teenwoordigheid, word 'n nuwe lens, vriende, waardeur ek na alles kyk. Hoe ek die lewe sien. En Gerald Wilson se kommentaar oor die betekenis van hierdie Psalm vra hy tereg oor waarin ons sekuriteit vind, en dis 'n vraag wat oor baie eeue heen alreeds gevra word, en ons hoef nie vanoggend 'n lang gesprek daaroor te hê nie, want ek weet almal van ons word in ons eie storie op ons eie bepaalde manier gekonfronteer met wat bied vir my sekuriteit, wat is dit wat vir my 'n bepaalde status in hierdie lewe gee, wat is dit wat my waarde selfs volgens my bepaal. Ons uitnodiging is elke dag om te worstel hiermee. Maar vriende, dit voel vir my of hierdie digter van Psalm 16 sê, wag 'n bietjie. Gaan stil staan, gaan reflekteer. Daardie wag 'n bietjie oomblikke. Die oomblik is jy nog besig met iets, en die volgende oomblik word jy eintlik met 'n heilige oortuiging gevul. Maar die lewe is iets anders. Jy word so half tot halt geroep. Amper 'n bietjie soos 'n wag 'n bietjie bos. Ken julle 'n wag 'n bietjie bos? Die wag 'n bietjie bos is 'n plant met sterk hakvormige dorings wat jou letterlik laat vassit wanneer jy verbyloop. Amper so asof om te sê, wag net 'n bietjie. Hulle praat sommer van die blinkblaar, wag 'n bietjie bos, kyk net daai dorings in daai slap hangende jong hout met die blaarstelsels, en dan jy hierdie dorings aan weerskante, die een is baie reguit en die ander een krom,
om jou net so, as hierdie tak laag hang en jy stap verby, net so te vang en te sê, kom ons beweeg net gou vir 'n oomblik stadiger. Iemand het baie kreatief hiermee omgegaan en sê, dis nou die Sisyphus mucronata, or as it is more frequently known, the wachabiki tree is said to represent life as we know it. The young twigs are zigzag, indicating that life is not always straightforward. 2 thorns at the nodes are also significant. One facing backward represents where we come from, and one facing forward represents where we are going. Vriende, dit laat mense 'n bietjie dink aan 'n brandende bos oomblik in Eksodus 3, waar ek nader aan die lewe beweeg, maar dit beteken dat ek eers moet talle moet wag, en dan begin ek met 'n ander ingesteldheid leef, 'n ander mindset. En dan trek ek my skoene uit en begin ek weer reflekteer oor my verlede, my hede en my toekoms. Want ek besef, my storie is soveel groter as my bankbalans, as my kar, my huis, my omgewing. Daar's soveel meer. Daar's 'n goddelike teenwoordigheid. Vriende, dit nooi ons na 'n lewe van, soos die Engels sê, mindfulness, om diep in onsself, in ons lywe te leef. Dis Elizabeth Barrett Browning wat gesê het, die aarde is vol hemel, en elke bos brand van God, maar net hulle wat dit raak sien, trek skoene uit. Die res sit niks vermoedend en brame eet. Bruggeman help ons so 'n bietjie. Hy sê, poets have no advice to give to people. They only want people to see differently, to re-envision life. Die teoloog Rudolf Otto het die heilige as die mysterium tremendum et fascinosum beskryf, die misterie wat ons tegelykertyd ontstel en laat bewe en ons tog fascineer. Vriende, hierdie lewe kan ons oorweldig. Hierdie lewe kan ons verwond. Hierdie lewe laat ons die heeltyd wonder. Dit laat ons verwonderd ook staan met tye. Soms net oor alles wat ek het, soms oor wat ek nie het nie, maar soms net die lewe self. Die lieflike plekke waar die meetsnoere val, is nie omdat alles altyd voor die wind gaan nie. Dis omdat ek betekenis toeken aan omstandighede, God daarin kan waarneem, omdat ek 'n bietjie gewag het, 'n bietjie getalm het, en dan word die lewe heilig. Dan stap ek versigtig nader aan elke heilige oomblik. En hierdie besef, hierdie bewussyn dat die lewe heilig is, nooi my dan uit om nader te stap aan my eie lewe. Om nader te stap aan my eie bestaan en te sê, wag 'n bietjie, by hierdie verhouding, hoe gekompliseerd dit ook al mag geword het, by hierdie kindertjies in die klaskamer, wat nog jong koring op die land is, groen koring op die land. Dit help my om te wag 'n bietjie by my kollegas saam met wie ek werk, omdat ek 'n diep waardering vir hulle het, omdat ons saam op reis is. Dit help my om te wag 'n bietjie
by die moeilike tye in hierdie lewe, sodat ek kan probeer sin maak. Dit help my om te wag 'n bietjie by 'n stukkie skepping, omdat ek so terugdeins vir die skoonheid daarvan, dat my oë nie alles kan inneem nie. Dit help my om te wag 'n bietjie by die dwarrelende plastieksak, om dit op te tel, want die aarde het groot waarde. Dit dwing my om te wag 'n bietjie by oomblikke. Coram Deo, 'n lewe voor die aangesig van God, noop my om telkens versigtig, vriende, nader te stap, te wag, en midde die verskriklike van hierdie lewe, ook die verruklike te kan ervaar, die lieflike plekke, die mooi erfenisse, die Here se goedheid. Ons kollegas het hierdie week geworstel met hierdie teksgedeelte, saam gewonder, saam gedink. Op 'n stadium bel ek iemand en hulle sê partykeer gaan ons met die bietjie wat ons weet van die teks na die kansel. Die wag 'n bietjie vandag is, kom ons leef in ons storie, in God se teenwoordigheid, in ons lyf, in ons vel. En ons kyk met ander oë, en ons sien raak wat die lewe ons so dikwels laat mis. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand, vir altyd. Vriende, mag elke oomblik van hierdie lewe vir ons 'n foto-oomblik wees. 'n Wag 'n bietjie, ons moet hierdie vasvang, want die meetsnoere het in lieflike plekke geval. Amen. Bid graag vir ons weer die woorde van Auntie Krog. Heer, bewaar my dig by U. By U vrees ek niemand nie. Ek behoort alleen aan U. Niks is goed behalwe U. Soveel afgode is daar, soveel wat al daarby skaar. Nooit gaan ek met hulle saam. Op my lippe is U naam. Amen. Dat U ons uitnooi om die mooi, die lieflike, juis te ervaar in U teenwoordigheid. Dankie dat U genoeg is. Amen. Vriende, kom ons gee geleentheid vir die offergawes.
O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, dan kan ek nie anders as om te juig in God my redder. Kom ons staan. Ontvang vanoggend die goedheid, die lieflikheid, die seën van die Here en gaan in vrede. Amen.